Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Mag ek sê nee, seker nie. En op die ou einde van die dag kom dit neer op hoe ons reageer teenoor enigiets in ons lewens. Gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons So wat is hierdie ding van teater teenoor televisie? Hoekom sit hierdie kampe nou nie altyd om jouself te vier nie? As jy want ek het nou al gehoor, as jy nie teater doen nie, is jy nie 'n volwaardige akteur nie. As jy televisie doen, is jy 'n sell-out. Jy weet. ja, maar ek dink daar is 'n oor die gesprek oor die algemeen. Ek dink daar is 'n tipe van 'n wanbegrip van realiteit, veral in ons land, in die sin dat hoe kan jy net teater doen om te oorleef in hierdie land? Hoe gaan jy jou Ek sê eers wat hierdie is nie Hollywood nie. Ons is 'n derde wêreld land, Broadway. baie klein industrie. Ja. Baie klein industrie. Ja. So die reëls wat hier geld in terme van daai spasie, even al was ek sou nie net teater gedoen. Okay, maar Reinhard, kom ons vat dit verder nou. Sê nou dit gaan oor teater. Yes. Right. Wat se teater moet jy doen om 'n volwaardige akteur te wees? Ja, Is dit genoeg om ek het al teater Shakespeare te onthou nie. Jy weet nee, regtig. Ek lees eerder Sindaan voordat ek Shakespeare lees, regtig. En ek teater moes ek nou gedoen het. Ek het al teater gedoen, het was nie Pieter Toerien nie. Ja. Was op dalk in 'n tennisbaan in die Dankel teater, right? Ja. Of dit was Ja. by UJ. Ja. Maar soos wat se teater moes ek nou al gedoen het? Ja. Wat se skryf? Wie moes my direk het om nou my credence te gee, Ja. om vir my nou die badge te gee? En weet jy hoekom bring ek dit op? 'n Ander ding. Ek wil net dit sê. So, ekskuus, ek val nie nou in die rede, maar ek wil net gou dit sê. En hier's 'n ander geval. So 'n paar jaar terug, het Gerrit Skoonhoven vir my gevra of ek in sy play kan wees. Sing jy van bomme? En ek sê toe vir hom, ja, absoluut, dit sal great wees. Jy weet, obviously moet 'n mens nou met binnelanders check, jy weet dat dit kan uitwerk, so. En ek sê toe vir Gerrit 100%, dit sal, jy weet, van die ding, jy moet kan sing in die ding, en jy weet, ek dink jy was dans of enigiets soos dit nie. Anyway, lang storie kort, toe kom hy na my toe, maar ek kon sien die voete sleep, en hy sê, ag my vriend, weet jy wat, ek wil nou so graag gehad dat jy moes hierdie doen, maar ek gaan nou nie name noem nie, maar die persoon het vir hom gesê, hulle wil nie 'n popster in hulle play hê nie. Toe dink ek, wat? Dink jy regtig ek het gedink, dink jy regtig, dan ken jy my, jy wat dit gesê het, dan ken jy jou industrie baie sleg. Want dan beteken dit, jy gee vir my teenkanting, omdat ek wat? Omdat ek sepie doen. Omdat ek soapie doen. Is dit wat jy was jy al saam met my in die studio terwyl 'n songs geskryf het? Weet jy ewen hoe werk recording, hoe werk 'n recording studio? En jy sê dit vir my, vir iemand wat drama geswat het, wat, by the way, teater waardeer, definitief, ek gaan kykie baie nie, want ek is te lui en ek het nou 'n kind, verstaan, maar ek het drama geswat, ek verstaan die fundamentals daarvan. Ja. So, om vir my te sê, nee, ek wil nie 'n popster in my play wees nie, like as opposed to what? Moes ek 'n string van teater credits agter my naam gehad het? Jy verstaan wat ek sê, so, ja. maar imagine nou, iemand gaan nou hierdie kyk en sê hulle, yes, ouens, julle het dan 'n bietjie unresolved issues teenoor die televisie en teater. Nee, It's like, nee, ons bring hierdie goed uit, en ek wil dit sê, ons bring hierdie goed uit, want niemand praat ooit daaroor nie. Niemand nie. Ek het al hoeveel teaterakteurs, en kom hulle hiernatoe, dan doen hulle soap. Dan voor my oë, sien ek hoe krimmel hulle so in een. As soos, nee, ons het nie gedink het gaan so hektiek wees hier. Dan dink ek binne, ek wil nie lelik wees nie, maar ek wil net sê, dan wil ek eintlik net gaan en sê, ek wens dit wat jy nou vir my sê, kan jy dalk vir jou crew gaan sê, terug in daai wêreld, verstaan. Ek dink as plek, obviously vir almal. Ja, kyk, ek love teater. Dis nie die gesprek nie. Ek dink net ons maak afbreek aan hierdie industrie deur dat daai goed die hele tyd verstaan. Wat maak jou happy? Reinhard, ek weet, mense gaan my nie glo nie, maar ek het al teater gedoen. En dis amazing, dis lekker, die energie, tennis, dit is amazing, dis lekker.
Maar vir my persoonlik, al wat dit is, dis net nie volhoubaar nie. Ek wil te teater lewe. doen, hulle wil net nie my plays aanvaar nie. Dis daarin gaan. Dis ook nog 'n donkerder gesprek, want waar gaan jou play? Ja, dis die ding. Daar's soveel goed daar buite vandag, hè, wat kontroversieel is. Maar ons gaan nie daarin gaan nie. Goed wat Nee. Ja, en ek is bly ons is nog in Suid-Afrika. Jy weet in Afrikaans is nog ek dink nog relatief veilig in daardie manier dat dit nog dat dit nog relatief konservatief is. Wat ek van hou. Ek meen ek dink ek het so groot geword, jy weet. En ek hou daarvan, want dit is vir my mooi. Dit is nie vulgair nie, dis nie vuil nie, jy weet. Sê wat jy wil sê. Ja. Sê wat jy wil sê asseblief. Nee, maar daar's plek vir dit ook, né? 100%, maar Ja. nee, so weer eens ek sê, dis 'n skaakbord. Ja, exactly. Jy doen wat jy moet doen. Ja, maar dis ek dink dis waaroor dit gaan, right? Doen wat jou gelukkig maak. En soos ek vir jou sê in die begin, ek het gekom waar ek gekom het. Ek dink meestal op entoesiasme en energie. Omdat Jy ek lyk hou van insane in Vila se kind. Ek wil net dit sê. Ja. Ek het daai hele baard ding. Ja, dis die langs wat my So sê vir my van Vila se kind, Dam, Reika, het jy gespeel getroud Lioness, yes. maar getroud ons het ek dink ons het televisie nou ons het hom sy kans gegee. Yes. Maar was al daai goed head-on auditions en jy deur die ding Ja. So wat is daai COVID. Ja. ja Kyk, listen, dit is dalk nie nee, kom ek wil nie daai tyd was my beste jaar toevallig. Ja, jy het 'n ongelooflike look aan jou deur van Vila se kind tot en met Lioness deur Dam Reika. 'n Vriend maak my nou die dag stil te sê vir my want ek het jy weet in die vervaardiging wêreld is daar nog baie goed wat jy nie wat 'n mens nie verstaan altyd nie en jy raak frustrated. En hy sê dit vir my op 'n stadium en ek het net onbewustelik het ek gedoen en ek soos ek sê vir hom ek en ek in die conversation en hy sê vir my ek hoor baie ek. Ek hoor baie ek en toe hy dit sê toe ek soos dis 'n baie valid punt wat jy maak hierso. En dit het my net bewus gemaak dat jy weet hoekom doen jy eintlik wat jy doen? En dis die vraag wat ek myself baie vra. Reinhard, waarmee is jy besig? Na soveel jaar. Jy weet. Dit is vir my refreshing want dit is net soos as jy dit al so lank doen en nog steeds die vraag vra. Ja. Dan is ek heel normaal. Ek is heel normaal om die vraag te vra. Ja. Die storielyn wat nou afgespeel. Met Tertius wat op soek is na Tracy. Ja. Persoonlik, dis van die beste werk wat ek al jou sien doen het. Obviously is klaar hoë standaard, maar hierdie blink vir my nogal uit. En ek wil net gou by jou hoor. Is daar 'n bietjie van 'n bloei dit soms oor in jou persoonlike lewe wat op die blad gebeur, op die bladsy gebeur en in jou persoonlike lewe? Is daar oorvleelings? Hoe het jy daar gekom? Daai rou scenes, daai huil scenes. Ja, want jy gooi en dit is konstant, right? Ja. Ek moet sê ek het vir my as ek gou vinnig die ego game moet speel, ek moet sê ek het myself verbaas. Ja. Nee, maar ja. Wat is jou proses? Nou jou proses. Nee, ek moet sê ek het myself verbaas want ek het nie ek dink dit moet jy weet, ek dink dit moet vir iemand en vir Angela en vir Daniel, dit moet ook vir hulle 12 kan of nogal 'n surprise wees om te sê, "Jesus, maar waar kom hierdie vandaan?" Maar afgesien van dit, ek dink soos ek het gedink daar's goed waarmee ek gedeel het laas jaar. Okay, maar dit lyk my ek het toe nou nie met dit gedeel nie. So of daar's van die goeders en toe marry ek dit nou maar nou net met die storie lyn en ek dink regtig dit was vir die eerste keer en dit was omtrent 4-5 maande nê wat dit aangegaan het. Ja. Die hele proses. En dit is nie net een tonele dag nee, dit was ongoing. Hier verskillende uiteenlopende en die intent. Ja, so dit gaan dan gooi ons gou vinnig 'n lekker lag sien in hierso want ons skiet nou weer in 'n ander ander blok of wat ook al. Dag, ja. Maar ek dink wat my mag gehelp het was ek dink op daai stadium het ek myself so klein bietjie
emosioneel afgesonder. Baie meer in my dressing room gebly en dit het op 'n goeie tyd gekom want ek het net klaar gemaak met net mense seisoen 2. Jy weet ons het opgerap met dit. So ek het baie tyd. So dit bring my nou na my volgende vraag. Ja. Hoe juggle jy die want daai is emosionele stuff wat jy daar aanpak, right? Ja. En dan moet jy ook nog recover om byvoorbeeld te pitch vir 'n volgende show, vir 'n volgende seisoen. Soos en die beplanning die meer mundane boring goed moet jy nou afwissel met hierdie meer intense emosionele goed. Soos vertel my bietjie meer daarvan. Ja, dit ek dink dit is soms bietjie taaf. Soms dink ek, yes man, ek dink jy het 'n bietjie van 'n wille perd hier opgesaal. Maar ek dink dat my deeglikheid met alles wat ek doen en my beplanning en my visie, ek dink dit is wat uiteindelik vir my belangrik is eerder as wat ek gevang word deur die pressure van al hierdie goed. Want as jy dit alles as jy elke kaartjie op die tafel moet sit en sê waarmee jy alles besig is, gaan jou kop explode. Intussen moet jy nog 'n laaitjie groot maak en jy moet 'n man wees vir 'n vrou, jy weet. En jy weet, ek dink nog nie, ek het nog te dink nie. En jou paaiement van jou huis gaan op, van die rentekoerse gaan op en jy weet al daai goed so. Maar ek dink my fokus is dit het op die regte tyd gekom daai storyline want ek dink as ek eendag hier moet loop, sal ek sê dit is my afgesien van die mense. Hoogtepunt sal vir my wees is dit daai tydperk, daai storyline. En ek hoop regtig vorentoe. Ek dink jy weet ek dink daar gaan weer sulke storyline gebeur. Ek weer eens sê ek is bly ek het nie na daai aktrise geluister nie want daai storyline met die confidence gegee as ek op 'n volgende stel gaan stap, gaan ek nie selfbewus wees van enige iemand. Ek gaan nie selfbewus wees nie want ek weet ek was voorbereid gewees. In daai die medium in die soap medium, maar ek weet ook op 'n stel gaan ek voorbereid wees. Maar anyway, was dit vir jou en is dit vir jou nog steeds senitergend om op stel te stap? En wat is vir jou challenging? En saam met wie hou jy daarvan om te werk? Right? Is sommige skrywers vir jou makliker as ander skrywers? Hoe hanteer jy social media saam met hierdie buffel? Vertel vir my daai Gerald in 'n pakkie. So om of ek nervous is of voor ek op stel loop, dit hang als of ek my woorde ken. Okay. Which is pretty much always, Ja, dat is jou fundamental, right? Hoe goed ken jy woorde, het jy die tyd ingesit. Maar ek dink oor die algemeen daar sal altyd bietjie nerves wees, maar ek dink jy raak net beter om dit te hanteer. Soos wat vat my aan die begin. Ek was all over the place. Ek kom uit 'n soos wat het jy gedoen op stel? So jene. Want jy sukkel nogal 'n bietjie met deure, nê? En ja. Ja, ek het my energie is ek kon dit nie regtig beheer nie. Ag nee, maak of ek hierdie sterk ou. Nee, maar jy weet wat ek sê. Dis soos jy so ek het energie, ek is entoesiasties en dan bang, breek op stel val in mekaar en ander mense raak kwaad vir jou. Ek kyk na jou. Nee, ek weet. Die crew kyk na jou en dan of nie die crew nie, maar soos die ander akteurs. Ek geniet my. Ek dink dit maak die crew nog meer kwaad. Ek geniet dit. Nee, maar ek geniet my gat uit. Maar dit staan. Nee, papientjie. Hulle is amazing. Nee, maar ek moet sê wat ek love van hierdie plek, wat ek soos jy sê, die mense. Ja. Ons sit nou en dan vas. Dis soos enige werksplek. Sure. Maar ek dink almal verstaan wie die ander persoon is. So hulle vat dit van wie dit kom. Yes, sure. En hulle weet hoe om almal te hanteer en ons het daar's soos 'n bewustelike verhouding wat vorm tussen almal en so jy jy tolerate mense se tekortkominge beter as ander, in daai oomblik. In daai oomblik. Yes. Partykeer nie, partykeer stoot ons dit bietjie, maar Ja. Maar ek dink die nerve sal nooit weggaan nie, want jy perform en jy wil goed doen en ja, ek dink dit gaan maar net oor jou fundamentele. Hoe voel jy as jy fluff? Fluff is as jy woorde vergeet. Fluff is as jy woorde vergeet. Ja, dit gebeur ook. Dit moenie baie gebeur nie. Ja. Dit is Okay, maar fluff, hoekom fluff jy?
Wat is dit? Want ek gaan vir jou sê, as ek 'n fluff beteken dit daar's te veel erre in die sinne. So ek like dit nie om te fluff Jy nie. sien ek het nie daai is 'n verskoning nie. Unlucky dit is 'n you, verskoning. ja, exact, ja, so maar ek gebruik dit ook nie as 'n verskoning nie. Maar as ek regtig nie kan nie, dan ek kan as ek Ja, jy fluff, kan die letterlik meeste van die tyd wanneer ek fluff is omdat die erre dalk miskien as ek nou sê die erre staan aan mekaar. As daar in die sin, in die dialoog, as ek dis weird om te verduidelik. Consonant clusters. Ja, As dit te veel is dan dit jou tong begin. Dis baie moeilik om dit te verduidelik want dan raak jou konsonante en jou vokale all over the place. Kyk hoe lekker praat ons nou want ons dink nie oor wat ons Jy sê. dink nie wat jy sê nie, verstaan jy, so ek kan brei. Dan moet ons dink oor. Ja. Maar so ek wil vra, so wanneer as jy fluff, is dit omdat jy So dit verskil. Like in die begin, ek onthou daar was 'n stadium wat ek het nie meer lug in my longe gehad nie. Ek het nie sommer jy nie drama geswat het nie. Ja, dit is dit. Ek joke. Dis dit, die diafragma en die energie. Ek het uit woorde. Ja. Ek onthou daar was 'n tyd dan daar's letterlik nie meer asem om sonder lug kan jy nie 'n woord, jy kan nie klank maak nie. Ja. En dit is wat druk doen. Ek wil hierdie vir jou vra want ek het al hierdie vraag baie beantwoord, maar ek wil hierdie by jou hoor. Jy wat uit 'n wêreld toe ons begin het met hierdie ding, you came out of nowhere tot in hierdie wêreld wat jy jouself nou in bevind. Is daar regtig mense wat jy na opgekyk het in hierdie wêreld wat jy so half gebruik het as merkers om te sê ek wil so 'n bietjie van David Minnaar se dissipline hê. Ek wil 'n bietjie van 'n Hans Strydom se besigheid hê. Ek wil 'n bietjie van jy weet flippin jy verstaan wat ek bedoel. Soos wie het vir jou saam met wie jy gewerk en wat jy nog steeds voel soos wow, Jessie, ek wil graag daai voorbeeld kan volg. Ek sê so toe ek begin het was ek baie rou. In die sin van ek het niks geweet van die bedryf nie. En ek dink inteendeel dit het my gehelp want daar was geen soos wat noem ons dit? Daar's geen jy sien iemand en jy word verboureerd en nou moet ek goed act nie. Ek het almal onder dieselfde kamp geskeer. En inteendeel toe ons Vila se kind geskiet het. Cindy was daar. Ek het nie eens geweet ek het haar nou dan gesien, seker haar gesig gesien op 'n kyk net reel of op ek het nie regtig gekyk of iemand gekyk nie en ek het net haar leer ken as nog 'n akteur op hierdie stel en sy sê toe vir my en ons praat soos oor Afrikaanse flieks en akteurs en ek weet niks nie. Weet nie, ek ken nie hierdie fliek, ek het nog nooit dit gekyk nie. Sy het letterlik van my gesê sy sê nee, Gerald, jy moet jou huiswerk doen. Jy moet huiswerk doen. Jy moet gaan uit, jy moet flieks kyk, jy moet uitvind met wie jy werk, regtig waar. Ja. Dis ek soos okay nee. Toe het ek begin in die ding inkom en ek het en ek wil vir jou 'n kompliment gee. Al nie backhanded, nie net onderlangs, maar ek het voor ek hier kom werk het ek jou boek gelees. En ek het Hytjie se boeke gelees. Sure. Ek wou net weet met wie ek wou net meer 'n insight kry en met wie ek werk. Yes. So jy gebruik maar al die materiaal. Ek nie dit was jou Ja, jy wil weet met wie jy werk. Ja. En dit was hoekom was my lekker om hierdie is nie net 'n popster nie. Ja. Jy weet, he's like obviously het al deur baie goed gegaan en hy is waar hy is. Want hy het al hard beklei vir goed. So ja, nee, so dis net just well done.